'n Vriendelike goeie dag in die naam van die Here Jesus. Lukas 4 vers 34 gee vir ons die reaksie van die demoon op Jesus se teenwoordigheid in die sinagoge in Kapernaum. En ek wil met u praat oor die tema, u is die seun van God. Maar hoor wat het daardie demoon uitgeroep toe Jesus in die sinagoge kom. Hy het uitgeroep, ha, wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Het u gekom om ons te verdelg? Ek weet wie u is. U is die heilige van God. Uit die woorde van hierdie bose gees kan twee emosies afgelei word. Eerstens die van haat. Die Satan en sy magte haat God, omdat hulle vir altyd van sy genade ontneem is, omdat hulle nooit gered kan word nie, omdat hulle weet dat die hel in die eerste plek vir hulle gemaak is. Tweedens is daar by hierdie demone die emosie van vrees. Bose geeste vrees meer as wat mense ooit kan vrees, omdat hulle die oordeel, die mag en die toorn van God beter ken as wat mense dit kan ken. Dis waarom hulle kennis en geloof oor wie God is, hulle laat sidder van angs. Jakobus 2 vers 19 sê mos, jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Nou hier in Lukas 4 vers 34 roep die demone uit, het jy gekom om ons te verdelg? Hulle weet goed dat hulle eendag die oordeel van God sal ontvang. Maar hulle is benoud dat dit voortydig sal gebeur. Daar is mense, selfs linkse liberale teoloë, wat die werklikheid van die hel bevraagteken en selfs prontuit verwerp. Niemand sal 'n bose gees hiervan kan oortuig nie. Hulle weet van beter. Ek weet wie hy is, sê die demoon in Lukas 4 vers 34. En dis geen leuen nie. Die bose geeste kom oorspronklik van die ander kant. Geen demoon bevraagteken die godheid van Jesus Christus nie. Voor hulle rebellie en hulle val, was hulle immers engele wat deur God geskape is. Hulle het Jesus sien sit aan die regterhand van die Vader en saam met leerskare engele voor hom neergebuig en hom aanbid. Dis geen wonder dat hierdie bose gees daardie dag uitgeroep het nie, u is die heilige van God. Is dit nie ironies nie? Juist dit het die rede geword waarom Jesus uiteindelik gekruisig is. Omdat hy in Markus 14 vers 61 en 62 voor die Joodse raad erken het, hy is die seun van God. Dis die een ding waaroor bose geeste nie lieg nie. Jesus is inderdaad die heilige, die seun van God. Kan ek en jy dit ook vandag bely? Kom ons maak so. Here, dankie dat ek met blydskap en liefde kan bely. U is die seun van God, die heilige. Amen. Alles van die beste tot volgende keer.